Ja, ons het gister vir Kampgap survive. Ons is hier by Fjolsdrift Lodge. Ons ry nou van hier af terug Steenkop toe Teerpad. En daar vanaf gaan ons die losberoute ry. Nou, dit is 'n redelike tegniese klipstukkies wat ons gaan ry. Doch die wêreld is maar net iets anders, hoor. Hy is volgemaak hier by Steenkop. Ons kom van Fjolsdrift af. So 70 km teerpad gewees. Dit is al 'n bietjie laat. Dit is al klaar 10 uur. En dit is klaar 25 grade, 26 grade Celsius. So in die berge gaan dit bietjie warm word. So hierdie is nou die dorpie van Steenkop. Klein dorpie. Ons gaan nou links op die pad gaan Kornhof se rigting. So 'n paar kilometer op daai pad uit en dan begin ons roete. Throwing dreams against the wall. I know none of them are stuck yet, but I bet it on you, honey. Oh, I would risk it all. These days, these nights, I'm changing my mind. Het is nou afgedraaid, dus toe so 5 kilos van Steenkop af. Is die afdraai. Ek dink hierdie is actually privaat grond. Maar hy kom in op die Kristalberg route. Van Magtelvier by 4 kom hy in. So hierdie is 'n redelike klipperige, bergerige gedeelte. En die paadjie loop ons soos hy nou gaan tot af voor. Hy is 'n berg wat julle daar sien, dis waarheen ons gaan. We were California dreaming. Our whole life fit in that car. Didn't have a bed to sleep in. We kept each other warm under a ceiling full of stars. These days, these nights, changing my mind. Set on you, I'm not afraid to say it, to say I do. Boy, I hope you know I will carry you on, whether it's tonight or 55 years down the road. Oh, I know there's so many ways that this could go. Don't want you to wonder, darling, I need you to know.
lose us every time. Right, hier is 2 spoorpaadjie. Dit is klaar met die mooi pad. Hier vanaf gaan hy meer tegnies begin raak. Lekker klipperig. Die camera lyk as ek redelijk gealig, maar is nog als een geskitterij. Baie lekker. Lekker. Snaakse wit klippe is die. As jy oor het knoppie kom, dan sien jy jou volgende klim. Ek is in tweede rad geweest, toe vang ek jy rad, toe stol het, toe wil ek my voet neersit, toe sy sloot die, toe kan ek my voet neersit die. Wil jy nie vir my hand net achtergee nie, hy leef bitter sleg, want ek wil hom nie regtig sleep op die... Dankie. Dankie. Hier so, ek wil my voet neersit, toe sy sloot in die pad. So. Hai, Janne. Jy moet een bykie die kant toe. Yesie. Sien jy, daar, dit het gebeur. Dankie. Dit is nog als hoogie af hoor. Gaan nie op die camera kan sien, maar drrr, so, ja, alles is pers omtrent. Wow.
mooi is daai? So blykbaar word hierdie paadjie nie meer baie gery waar ons nou is nie. Maar hy kom by daai pad daai kant uit. Ja. Ons moet afgaan. Ek weet nie waar toe gaan die pad nie. Waar is die pad? Ergens was verdwaalde. Hier is hy. Is omtrent nie meer 'n pad, nee. Wauw. Daai klein boompies daarso. Is botterboompies. Nee, ek ga hier. Ek hoe staan hulle daar. Daar is ook 'n botterboom. Daar is baie van hulle. Hier is die bome oral. Wow. Hier is tussen die berge, bo en tussenin. Hier lyk dit maar droog. Dit is wat typies meer Fjolsdrift Noordoeverse tipe terrein wat jy hier so sien. Normaalweg is dit soos die wêreld lyk. Klimmetjie met 'n draai daarbo. Kom ons kyk, kom maar. Jo. Kom aan. Goeie, ja. Woe. Kokkerboom in die middel van nêrens. Ja, was vir jou lekker klipperig.
Hier ook. Laat amper van die berg af en jaag het met my groter bike. Ek moet sê, lyk baie beter as die vorige keer wat ek jou was. Baie meer sand tussen in die klippe. Dit is een goeie ding is. Oei. Maar, moeder. Holy hell. Ek het nou al 'n paar wasjes geknyp hierso, hoor. Alright, dit is hy Rocky section. Die Rocky section is ook klaar. Of nie klaar nie, maar die addisionele ene. Net hiervoor begin die Kristalberg loop van die Namakwa 4x4. Ek dink die hele Kristalberg loop lyk maar iets in die lyn met sand tussenin, hier en daar 'n verdwaalde ou boompie. Ergens is 'n paar mooi leitlipstukke, sal nog by hulle kom. Ek het die pad een keer van tevore gery. En toe was hier omtrent die pad, alles was verspoel. Hier was baie reën gewees, maar ek sien tog baie spore, so baie meer mense ry deesdae die roete. Ek kan verstaan hoekom dit met 'n voertuig 5 na 6 ure te vat. Met 'n voertuig kan jy nie so glide oor die goed soos by die baadjie. Amazing.
Die berg tussen die berge. Die kop tussen die berge. Dis baie mooi. Dan ons kom letterlik van die berge daar af. Van die boepunte. Dis die hoogste wat ons was. En ons afgewerk hier waar ons nou toe is. Ek het die rotse van die punt daar boe afgekom tot hier onder. En hierdie is kenmerkend van die wêreld. Hy swart, donker klere, donker brein van die klip. Net iets eet. Ja. Lekker. Skare kolletjie. Dis nie iets eet. Kyk hier die son uitkom. Amper my gat gesien oor daai een dippie hoor. Yes, daar's 'n paar. Hy kom maar oor, slaat op die gat. Kyk, hy kom so af verby. Ek was in derde rad op daai stadium. En toe gaan hy in neutral. Bacon hamburger, lekker. Ek is snaakse rooi blommetjies orals. Dit is dan wat reën in die wêreld doen. Ons is nog op die rigting. As jy nou hier kom by die stapeltjie en jy gaan links, dit is so 'n sirkelroete. Ons het nou van die middel daar af gekom, so deur, en van hier af gaan jy links. Kom jy net in die helfte weer van die loop uit, maar is maar baie dieselfde. Ek dink is doelloos om dit nou te ry. Super mooi. It's so amazing om hier te ry. Letterlik in die middel van nêrens. Ja. Hoe mooi is daai? So van 'n canyon wat ons ry. Ongelooflik mooi.
feitlik by die einde van die Kristalberg Loop. Sê ek nee na Babib Natuurreservaat. As ons nou by die hek regs gaan ons terug vir Joosdrift toe en links hierso by die hek loop die amptelike Namakwa-4 by 4. Department of Agriculture, Environmental Affairs. Hierdie is die rigting van die amptelike Namakwa-4 by 4. Ons sal net daar by die klipstapels uitkom. Daar is die klipstapels. So die ding met die klipstapels is, ek weet nie hoe dit begin nie. Iemand het begin bou en maar boos ook in. Mense het op, elke ou het allemaal, die meeste mense wat voorbij kom bou dit vir herinneringe of hulle gedenk dit aan iemand spesiaal, die weet jy maar, dit is oorals. Die weet jy maar, daar was ek toe ene van hulle het name op. So die gedagte is om hier vorentoe na Canny Cape toe te ry. Ek dis net 'n 7 kilo's daan toe 7 kilo's terug. Ek weet nie of ek dit kan ry nie. Op die Tracks for Africa sê hulle Extreme Rock Drive. Maar is nou althans 36 grade Celsius. En is die rivier af. So ek weet nie of ek kan ry nie. Ek sal maar kyk. Die stadion, kom ons gaan terug vir Joosdrift toe. Ek was onder die indruk hierdie is 'n gewone pad. Maar lykbaar nie. 'n rivier loop oog hierdie. Ek het allerlei stukke rots wat afgekom het van die berg af, van 'n heel bo af, met tyd. Wow. Imagine hierdie stuk rots hier afrol. Petroglyphs. My. Dis waar die Boeseman tekeninge is. Dis ook 'n besienswaardigheid van die Namakwa-4 by 4. En obviously sal ander mense ons nou ook krap hier teen die goed. These rocks engraving are protected history and cultural sites. They are believed to have been created by the San people
several thousand years ago. Please do not write on the rocks. Nou ja, wonderlik. Kyk hoe. Dis die sanmens en daai nie. Alicia is nie 'n san en nie. John Marie is nie 'n sanmens nie. Hier onder. Daar is so in die sand paintings. Daar. Ai, julle Suid-Afrikaners. Alright, so Cannie Cape is blykbaar die kant toe. Gaan ons, ek weet nie, moet ons omdraai of nie draai nie. Ek het nou afgedraai. Hier by die ander gedeelte van die Nababi Natuurreservaat. Hier is 'n paadjie wat ek gekry het op Tracks for Africa. 7 km van die hoofhek af tot by Cannie Cape. Dit is alles privaat grond. Dit is 'n verskriklike nice kampplek. Hier, ek wil net daartoe ry en kyk, kan ek dit met die bike ry tot daar? Indien wel, gaan ek dan dit deel van my roete van môre maak. In plaas van by die klipstapels te ry, die gewone maak 'n 4x4 wat ek al gery tot by Extenfontein, wat daar vanaf net gewone pad is. Daar's net die halfkloof pas wat jy ry, maar dit is niks major nie. Gaan ek eerder aan die gedagte is om eerder om die route te ry tot by Cannie Cape en van die Cannie Cape af deur Rooiberg die Conservation Camp te ry tot by Extenfontein. En dan van Extenfontein af in môre dan maak ek 'n 4x4. Maar volgens Tracks for Africa sê hulle hierdie is 'n extreme rock drive. Ek hoop nou nie dis iets soos vir wat jeep crawlers en sulke goeders moet doen nie. Hier is ons nou amper by die rivier. Dan gaan ons langs die rivier af. As dit oor die klippe is, gaan ek sukkel. Dan gaan dit dan nie 'n joke wees nie. So vir die beste. As dit die hele tyd so gaan wees, kan 7 kilos nog pas lank raak, hoor. Ons kyk hoe ver ons kom sonder om ons self in gevaar te stel. Dink jy moet hierdie pad ry as jy moeg is nie. Hy is lekker sag. Dit is redelijk iets van alles. Dit is heel sagte sand met klip. Sand is baie los. En as jy dink is nog sag en dan ewe skielik sit klipperig. Ek weet nie of ek my bakkie hier sal wil ry nie. Hy stel aan kwai krap. Letterlik teen die rivier. Die rivier is net agter hierdie wal.
sand is baie sagter as wat dit lyk. As die watertjies, awesome. Kan hier raak 'n bietjie taai. Berge en die goed is absoluut amazing. Kyk maar om te draai. Hierdie stukkie met die Extreme Rock Drive na kan die Cape toe is moontlik. Maar dit is vrek moeilik want die bike is swaar. En dan ek ry nie nou met gewig nie. Môre het ek my luggage op plus ekstra brandstof en dan gaan dit baie so dit is potensiaal kan ek myself seer maak, so ek sal maar die lang pad omry. Ek vang net nou eers 'n breedertjie hier onder 'n boom. Is lekker moeg, selfs so 'n paar kilos dan ek terug by Fjolsdrift. En ja, so gaan dit maar. Ja, ek draai terug Fjolsdrift toe. So ek is onseker oor môre se ryery. Dan kom ons ek dink daar is die Gilkrans viewpoint. Ja, ek gaan gou hier bo stop, wys ek. Julle like dit. Ons kyk het hoe naby kan ons ry. Watter kant toe is dit nou? Is ek seker nie. Gilkrans viewpoint. Kyk hoe lyk Oranje rivier. Suid-Afrika. Namibië.
bietjie hoogtevrees, so ek gaan nie daar staan nie. Maar is dit nie freaking nice nie.